Die Here het vir Theo Bester, het vir hom 'n woord, het vir hom gewys nou, waar Abraham teen die berg opklim, en Isak bly vra, waar is die offer? Ek gaan nou 'n bietjie meer daarvan sê, dit is vir my net so fantasties hoe die Here werk, want hy weet nie wat ek gaan preek vanmôre nie, maar ek gaan praat oor Abraham vanmôre. En daar kom die Here en hy bevestig die woord. So dis net kosbaar en wonderbaar. Romeine 4 vers 18 sê, teen alle hoop in. Die Engels sê, when all hope was gone. Gone, daar's niks hoop nie. En dis waar Abraham nou is. Teen alle hoop en all hope was gone, het Abraham met vaste hoop geglo dat hy nog die stamvader van baie volke sou word, op grond van God se belofte. Jou nageslag sal so baie wees soos die sterre aan die hemel. Die vooruitskouing en die vooruitsig van 2016 lyk nie baie goed nie. As jy eerlik wil wees en jy kyk na die hele situasie en jy luister wat die ou sê en wat aangaan en wat gebeur, dan sê jy, heerlikheid, dis nag. Daar lyk of daar geen lig gaan wees nie, lyk of niks gaan gebeur nie. Ek het oujaarsnag met u gepraat oor dieselfde gedagte van hoe lyk die nuwe jaar, en ek het vir u genoem van die stad Samaria wat omsingel was, en dit het erg gegaan. Erger as wat dit ooit by jou of by my, nie een van ons was al ooit in die situasie wat hulle was. Weet jy hoekom? Hulle het duiwe mis en donkie, is die iemand wat al 'n donkiekop geëet het? Duiwe mis? Nee. So, dit is nie so sleg al by jou nie hoor, maar die heel ergste, twee vrouens praat met mekaar en die een vrou sê, ek kan vandag my seentjie kook en hom eet. En dan môre eet ons joune. That's bad. Dis verskriklik. En toe die koning het oorloop op hy muur en hy huil en hy skeer sy klere en hy weet nie, en hy sê gaan kry vir daai Elia, dis daai profeet se skuld. En toe hulle by die profeet kom, toe kyk hy so na hulle, toe sê vir hulle, môre die tyd, kry gerus die bandjie van oujaarsnag, môre die tyd, gaan alles verander. Dit is erg, dit is verskriklik, maar môre die tyd, en ons weet, die Here gebruik 4 melaatses, hy amplify hulle voete, klink soos 'n weermag, daai serieus hardloop, hals oor kop, hulle los alles, en hy volgende dag eet hulle hou partytjie, hulle vier fees, een dag, binne een dag, verander God alles. Hier het ons weer 'n hopelose situasie. Hier is weer 'n extreme worst case scenario. Abraham, hy's 100 jaar oud. Saartjie is 90 jaar oud. Hoeveel van u weet dat op daai ouderdom het hy nie eintlik kinders nie? Is verby. That's it, it's gone, over, and done. Ons weet mos man, jy het nie meer kinders op ouderdom nie. En daarom sê Paulus, teen hoop, en die Engels sê, when all hope was gone, gone, it's gone. Listen, it's gone. 90 jaar oud, 100 jaar oud, gone. Geleenthede is verby, gone. Nou, hoe kry Abraham dit nog reg om te bly hoop? Jy sien hè, daar's 'n geheim. En die geheim was, waarop het hy sy hoop gebaseer? Kyk, as ek nou hier staan en sê, ek hoop hier in 2016 gaan ek 'n sak goud kry. Nee, come on, wacht ek 'n sak goud. Maar as ek 'n goudmyn het, jy verstaan?
En ek dink by myself, wel ek hoop my myn gaan hierdie jaar, ek baseer my hoop op my myn. Ja, dan kan ek dit doen. As ek nou sê, ek hoop ek kan tot in die Kaap ry, maar ek het nie 'n kar nie. I mean, dis stupid. Dit kan nie gebeur nie. Maar nou het ek so 'n klein skadonkie daar, so 'n klein gets, en nou dink ek, jeez, ek gaan nie ry nie, glo my, maar sê nou maar, ek wil nou Kaap toe ry met die ding, dan sit ek en kyk ek die kar, en sê ek hoop maar hierdie ding gaan my in die Kaap bring. My hoop is gebaseer op my tjorrietjie. Verstaan jy? Jy kan nie hoop op niks nie. Jou hoop moet op iets jy verstaan wat ek probeer sê. Het moet op iets gebaseer wees, dan bou ek my hoop op. Nou waarop was Abraham se hoop gebeur? Sy hoop was op die beloftes van die Here. Op grond van God se belofte het Abraham gesê, is verby, dis weg, kan nie gebeur nie, maar ek hoop. Want ek doen dit op grond van sy belofte. Jy weet, as jy beteken vir iemand sê, jy gaan vir hulle iets doen, ek gaan vir jou, ek sê vir Keegan, ek gaan vir jou roomys koop. Ag, as kom jy so ver nie, het gaan, en dan koop ek nooit vir hom roomys. Maar as hy nou weer na my toe kom, en hy saam as Wackaberry, hy wil Wackaberry hê. Oupa Wackaberry, okay, ja, ek sal vir jou koop, maar dan sê hy vir my in die hand, oupa beloof. Weet jy wat? Dan moet ek het koop. As gesê, sien, ek beloof, jy gaan Wackaberry. Het oupa Wackaberry vir jou gekoop, sien? Ja, vraag vir hom, daar sit. Jy sien, en ons, weet jy, ons almal is so, as jy, ja, ek sal het vir jou doen, maar as jy sê, hoorie, ek beloof jou. Ek beloof jou. Ek gaan dit vir jou doen. Weet jy wat? Dan doen jy dit. Is dit waar? Nou, as jy en ek, as ons 'n belofte maak, en ons doen ons uiterste bes om daai belofte waar te maak, hoeveel te meer dink jy, as God beloof, hy gaan dit doen. As God iets beloof, dan sal hy dit waar maak. En om terug te kom na die woord wat vir jou, Isak bly vra, waar is die offer, en Here sê, Abraham sê, moenie bekommer nie, God sal vir ons voorsien. Jy sien, terwyl Abraham en Isak hierdie kant van die berg opgeloop het, is God besig om hierdie kant 'n bok op te jag. God is besig om die voorsiening, en jy en ek klim baie keer teen die berg op, en dit is swaar, en dit is moeilik, en ons vra wat, ons vra hoe, God is besig, hou byt net vas, hy is besig om die bok op te jag, jou bok is op pad, hoor, jou voorsiening is op pad, jy moet net vasbyt, jy moet net glo, en kom ek sê vandag vir jou, vir Abraham, om sy kind te offer, om self sy keel af te sny, was soos 'n oogknip, is niks, weet jy hoekom? Hy het 'n belofte van God. Hierdie seun gaan hy hê, en hierdie seun gaan 'n groot, hy het nie omgegee, al sny hy hom in reepies, God gaan 'n manier doen, hy gaan hierdie kind weer saambring, ek het 'n belofte, en my God se belofte, hy het 'n verbond, en God sal nie sy verbond, dit was vir Abraham niks gewees nie, hoor dat ek vandag vir sê, het was vir hom niks nie, weet jy hoekom? Hy het nie gekyk na die omstandighede nie, hy het nie gedink aan wat doen hy het gedink aan, maar ek het 'n belofte van God. En dis op daai belofte wat Abraham hoop. En ek het vir die gesê in verlede jaar, hoop is die suurstof van die gelowige. Jy sien, solank hy asemhaal, my maat, jy kan fyn en flenters wees, en jy kan stikken wees, maar hey, as jy asemhaal, dan fight die dokter, en jy veg, want jy asem, jy het suurstof, jy kan nog aangaan, en dis met die gelowige hoop, as jy net hoop het, man, as jy net iets wil vasthou, dat gaan rof, dat gaan lelik, dat gaan deur mekaar, jy sien niks lig, jy kan nie, maar jy het hoop, dat suurstof wat jy aan die gang hou, en as jy op God hoop, dan wil ek jou vanmôre wys, jy gaan dit maak, hy sal jou nie teleurstel nie, hy sal daar wees vir jou, hy sal jou deurdra, en hy sal vir jou krag gee. Josua 23 vers 14 sê, praat Josua, sê, ek sal binnekort sterf. Julle moet egter in julle diepste binnekant oortuig wees, dat al die wonderlike dinge, wat die Here, julle God, vir julle beloof het. Luister volk, al die dinge wat die Here, wat God vir julle beloof het, alles reeds plaasgevind het. Daar is nie een van hulle wat nog uitstaande is nie. Broers en susters,
elke belofte van die Here sal in vervulling kom. Klim jy net die berg op, hou jy net aan, hy's besig om die bok op te stuur. Josua sê, nie een belofte van die Here het nog nie in vervulling gekom nie. God se beloftes is ja en amen. Psalm 89 vers 35 sê, ek sal my verbond nie verbreek nie, en wat ek beloof het, nie verander nie. Ek wil hê ons moet een ding net uitmaak hier vanmôre, hier in die begin van die jaar, die begin van Januarie, in die begin van 2016, met al sy goeders, moet jy een ding, kry dit net in jou kop. God sal nie sy beloftes breek nie. Hy kan nie. Dit moet gebeur en dit sal gebeur, want hy beloof dit. So min as wat jy en ek 'n belofte breek, en ons kan dit nog breek, sal die Here dit nooit, hy sê dit daar op Psalm, hy sê, ek sal nooit my verbond verbreek en wat ek beloof het, nie verander nie. Maak dit uit vanmôre, besef dit vanmôre, staan op dit vanmôre, baseer jou hoop op dit vanmôre, kry 'n belofte van die Here, en weet een ding vanmôre, ek profeteer vir jou vanmôre, as ek dit so kan uitdruk, jy gaan dit maak in 2016, as jy op die beloftes van die Here, die Almagtige, staan en staat maak. You're gonna make it. Jy moet, jy kan nie anders nie, want hy kan nie op sy beloftes teruggaan nie, hy kan nie op sy woord teruggaan nie, hy kan nie sy verbond breek nie, hy sal dit hou, hy moet dit hou, hy gaan dit hou, en ons gaan dit maak, prys die naam van die Here. Jesus sê vir onsself in Lukas 18:27, die dinge wat by mense onmoontlik is juis by God moontlik. My vriend, jy sit vanmôre hier en jy sê, jy kan maklik praat, jy weet nie waar ek is nie, ek hoor wat jy sê, en ja, ek weet, dit is totaal onmoontlik. Jy het al hierdie kant toe gedink, en jy het al daai kant toe gepraat, jy het al hier kom raad soek, en jy het daar kom raad soek, en jy het hier gebid, en daar gebid, en jy het hierna gegryp, en daar, en weet jy wat, jy het tot die slotsom gekom. Dit is onmoontlik. Dit kan nie gebeur nie. Ek het goeie nuus vir jou. My Bybel sê, by God is alle dinge moontlik. Vir jou en my is dit onmoontlik. Hierdie situasies te groot, hier gaan ek nie deurkom nie, maar by God is alle dinge moontlik. En hier, ons het getuienisse vanmôre wat vir jou kan sê, dit is totaal onmoontlik, maar God het dit moontlik gemaak, wat jy sien, ons dien die God wat by wie alle dinge moontlik is. O, prys die Here. Weet jy, een van sy mooiste beloftes is in 1 Johannes 1 vers 9. Hy sê, as ons sondes bely, hy is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Wat 'n belofte aan vashou. Jy sien, ons, heerlikheid, ons maak droog, man. Ek wil probeer in Engels gesê, we make dry, man. Toe sê ek, nee, ons maak droog, want dis 'n beter Afrikaan. Ons maak droog, ons doen sonde. Ag, ons verloor dit, ons doen verkeerde goed. As ons kom kry, het ons iets verkeerd gedoen, en jy voel sleg, en jy wil dit, jy doen nie, maar dis die natuur van die mens, dis die sisteem waarin jy en ek op beweeg en lewe. Maar die goeie nuus is, die Bybel sê, die Here sê, hy beloof, hy sal al ons sondes vergewe. Nie net die klein sondes nie, nie net die groot sondes nie, nie net die lelikes, die minder lelikes nie, nee, al ons sondes vergewe. So dis die uitklop hou vir die duiwel, want hy wil jou gedurig sê, ja, maar kyk wat jy hier gedoen, kyk wat jy daar gedoen, kyk Olivier, ja, jy noem jouself 'n Christen, kyk hier, man, ek gee nie om nie, my God sê, ek sal al julle sondes vergewe, en dit is 'n goeie belofte, en dit is 'n belofte om aan vas te hou hierdie jaar, as jy struikel, en as jy val, en as jy die droog gemaak, moenie ophou nie, moet net nie gaan sit nie, moet net nie gaan staan nie, moet net laat mense vir jou sê, ja, maar jy, nee, my God, nie my kerk, nie my pastoor of my prediker, maar my God sal al my sonde vergewe. Dit is goeie nuus vir 'n sondaar soos jy en ek. Dit is goeie nuus vir mense soos jy en ek wat dikwels val, dikwels teleurstel, om te weet, maak nie saak nie, hy sal al ons ken ons Psalm 103 vers 12 so goed. Hy sê, hy sal so ver as die ooste is van die weste is, so ver verwyder ons sonde. Daar's nie 'n wespool nie, as ook nie 'n oospool nie. So it's continuous aan en aan en aan. Jou sonde is weg. God het dit verwyder.
Geen om wat jy gedoen het nie. Ek weet nie, dit maak nie saak nie. Die goeie nuus is, hy sal dit vergewe en hy verwyder dit. Dis weg van jou. Moenie dat die ou duiwel dit oproep nie. Moenie jy dit self gaan oproep nie. Sê vir hom, dis weg, dis beleid. Weet jy wat is een van die mooiste beloftes? Weet jy wat is een van die belangrikste beloftes? Weet jy wat is een van die grootste beloftes wat God vir ons gegee het? Wat u en ek hierdie jaar regtig, ons moet daardie belofte afbid, toeëien en inneem en indrink. Ons moet op dit staan en ons het die heel oggend daarvan gesing. Jesus het vir ons beloof die krag van die Heilige Gees. Hy sê vir ons in Lukas 11 vers 13, as julle sondige mense dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee vir hulle wat hom vra. Goeie nuus vanmôre. Goeie nuus vanmôre. Die Heilige Gees is aan ons beloof. En luister wat ek vir u sê vanmôre. Ons gaan 2016 alleen deur kan maak met die krag van die Heilige Gees. Jou eie krag gaan dit nie maak nie. Jou eie vernuf gaan dit nie maak nie. Jou eie talente gaan dit nie maak nie. Jou eie geld gaan dit, jou eie loopbaan, jou eie niks. Nee, maar die krag van die Heilige Gees gaan ons deurdra. Kerk, luister vanmôre, bid dit van die Here af. Dis 'n belofte wat hy vir ons gegee het. Elke gelowige, dis jou reg. Dis jou reg. Hy het beloof, in die laaste dae gaan hy sy gees uitstort op alle vlees. Dis 'n belofte van die Here. Hy kan nie, en hy sal nie, en hy wil nie, en hy gaan nie. Sê beloof, ek wil die vra vanmôre. Kom ons bid dit van die Here af. Ek wil vir jou vra, soek dit man. Ek wil vir jou vra, begin honger word daar, soos wat die een liedjie gesê het. Ons honger en ons dors. Ons soek die vlam, ons soek die vuur, wat die Bybel sê, dis nie deur krag nie, dis nie deur geweld nie, maar dis deur my Gees wat ons berge sal verskuif. Ek wil vir jou sê, 2016 het 'n paar bergreekse, my vriend. Nie net 'n berg nie, daar's bergreekse wat jy en ek sal moet oorkom. En as ons net oor die een berg is, gaan die ander berg daar wees. Maar my Bybel sê, met die krag van die Heilige Gees, kom ek oor die berge, kom ek oor die grootste struikelblokke, kan ek oorwin, want ek is meer, want hy sê vir ons Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees wil. Dit is wonderlik om te weet, jou eie krag nee, jou eie nee, maar met die krag van die Heilige Gees, en dis 'n belofte. Dis 'n belofte. Jy kan dit vra, jy kan dit soek, jy kan dit toeëien, jy kan dit afbid. Kerk, luister vir my vanmôre. Ons het die krag van die Heilige Gees nodig. Regtig ons het. As 'n wêreld wat vergaan, man. Die wêreld lyk woes. ISIS het hierdie week, was dit 3 bomaanvalle, onskuldige mense in hotelkamers, by Starbucks, en hier en waar, die goed gaan te kere, dis 'n verskrikking, dis 'n verwoesting. Ons het die krag van die Heilige Gees nodig, om ons deur te dra. Paulus sê, man, kom ek sê vir julle een ding in Romeine 8:32, as God nie sy eie seun gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgee, sal hy nie saam met hom ook alle ander dinge aan ons skenk nie? Hey, dink 'n bietjie daar. Dink 'n bietjie daar. God gee sy seun vir jou en my. Nou kom ons en sê, ja, maar hy wil nie dit vir my gee nie. Ja, maar hy wil nie, wat? Hy het dan sy seun gegee, man. Hy het dan sy alles gegee. Hy het dan die beste wat hy gehad het gegee. Hy het 'n verskriklike wrede dood gesterf vir jou en my. Nou kom jy sê vir my, ja, maar die Here wil nie dit vir my doen nie. Here, waar kom jy vandaan? Ja, Paulus sê, hy het sy seun gegee. Dink jy hy sal enigiets van jou weerhou? Broers en susters, God is not out to get you. God is out to bless you. Kom ons onthou dit in hierdie jaar van 20. Hy het beloftes vir jou, hy het 'n woorde vir jou, hy wil jou seën, hy wil vir jou guns verleen, hy wil daar wees, klim hy berg man, klim hy berg, die bok is besig om aan die ander kant op te kom, en julle gaan mekaar daar ontmoet, en God gaan vir jou bonatuurlik, ek meen, hier is die bok met sy horings in die rang, bokke ken bosse en goed, man, bokke, steek jy so met, waar het jy al ooit in jou lewe bok in 'n bos sien, so, met sy horings, dis sy wêreld daar, maar nee, hier is hy vast, ek wil jou sê, God gaan vir jou voorsien, jy hou net aan klim, want hy het vir ons beloof, hy gaan dit vir ons doen, en hy sal het, as hy sy seun gegee het, sal hy vir ons alles gee. Hou net vas, moet net nie ophou klim nie toe, moet nie ophou klim nie, ek weet is die mak, ek weet,
highway is baie lekkerder as die berg. Ek weet dit. Maar moenie ophou klim nie. Want daarbo, waar God se voorsiening, daarbo is die lam, en hy gaan vir jou voorsien, en hy gaan vir jou help, en hy gaan vir jou dra. Psalm 84 sê, 'n sonde en 'n skuld is die Here God. Die Here gee genade en eer. Hy sal die goeie nie weerhou van hulle wat doen wat reg is nie. 2016, as jy hom soek, op hom vertrou, jou hoop op hom plaas, hy sal nie die goeie weerhou nie. Hoekom wil hy dit doen? Dink jy ek weerhou enige iets goeds van my kinders af? Dink jy regtig waar, ek gaan vanmôre opstaan en kyk, waar kan ek my kinders indoen? Huh? Wat kan ek vandag van hulle vat, wat vir hulle sal goed wees, maar ek wil dit, jy mag nie, dink jy God wil die goeie van jou weerhou? Nee, hy wil dit vir jou gee, hy wil jou seën, hy wil jou by jou staan. Ek wil afsluit met hierdie gedagte. Nou hier is die belangrike ding, en hier is wat ons nou hierdie hele jaar op gaan fokus. Ons lees daar in Jesaja 62 vers 6. Hy sê, ek het wagte op jou mure gesit, Jerusalem. Hulle sal dag en nag bid. Julle wat die Here hierdie is amazing. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Moenie die Here met rus laat nie, totdat hy Jerusalem herstel het, en die hele wêreld in die stad God se lof besing. Dis interessant, moenie ophou bid nie. Ons het nou een ding uitgemaak, en ek hoop jy het dit uitgemaak. God is 'n waarmaker van sy beloftes. Jy kan op sy beloftes staat maak, that's it. Vir 2016 moet jy dit hou, en jy moet vashou daaraan. Maar hier kom nou 'n ander dingetjie by. Here's the catch. Hier is die vangplek. Ons moet hom gedurig herinner aan sy beloftes. Hy sê dag en nag. Wie wat, is nie goed genoeg net op 'n Sondag nie. Is nie goed genoeg net op 'n Woensdag aand. Ons moet hom elke dag gedurig, en daarom met ons, ek glo die Here op ons hart gelê om met hierdie jaar, ons wil 'n beginsel daar stel. Naamlik first 10. As jy almanak kry vanmôre, dan gaan jy hom sien. Ek wil jy elke dag sien, die almanak kyk, dan moet jy sien, dan moet jy dink, en basies al waaroor dit gaan is, ek wil die eerste 10 minute van my dag aan die Here gee, is al. En nie die tweede 10 minute nie, of die derde ene nie. Want, as 'n man jy so hardloop, my man, kyk, as jy die pad slaan, dan hardloop jy. Dis net hoe die lewe is. Daarom sê ons nee, eerste 10 minute. Ons wil Christene bewus maak van die belangrike eerste 10 minute van die dag om jou verhouding met God te versterk. En daar is ons webtuiste, ons is op Twitter, Facebook, al daai goeders, man. En jy kan 'n bietjie daarvan gelees. Wie van dit verlede Sondag geluister na die onderhoud op RSG? That was cool, It was good stuff, Ja, Here, wat soos 'n groot deel, ons het baie mooi reaksie op dit gekry. Maar broers en susters, hoekom moet ons dit doen? Want die Bybel sê, herinner die Here aan sy beloftes. En ek wil u vra, net 10 minute, dit is amper onmoontlik om net 10 minute te gee. Jy gaan sien, jy gaan baie langer gee. Maar begin met 10 minute elke dag. Elke dag, jou eerste 10 minute en gee dit vir die Here. En herinner hom aan sy beloftes, die Here, ek het 'n belofte vir u, ek is besig om hierdie berg, dit is moeilik, ek sien nie, maar hy het gesê, ek is tot alle dinge in staat, deur Christus wat my die krag gee, wat die mense is onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. U het u seun gegee, u het my beloof, u sal saam met my ook alles gee. Herinner hom aan sy beloftes. En hierdie jaar gaan suksesvol wees. Want ons hoop is nie op die regering nie. Ons hoop is nie op die ekonomie nie. Ons hoop is op die beloftes van die een wat ons God noem. Kom ons staan vir so 'n paar oomblikke asseblief. Baie dankie. Sê vir vanmôre, Here, my hoop is in U. My hoop is in U. My hoop is in U. My hoop is op U beloftes, op die woord van die Here. Nie op my eie self nie, maar op U, o Here. My hoop is op U. My hoop is op U.
Hy sal sy beloftes waarmaak. Hy sal jou deurdra. Hy sal voorsien. Hy's besig om die bok teen die berg op te jaag, my vriend. Hy's besig om vir jou te antwoord. Hy gaan vir jou voorsien. Jy moet net vanmôre daai besluit neem. My hoop is op die Here. My hoop is op die Here. My hoop is op die Here. Ek gaan op hom vertrou, ek gaan op sy beloftes staan. It's gonna happen, it's gotta happen. You're my God. I have your promise and I stand on the promises of God. And your promise will come through. Here, ek bid vanmôre vir my broers en susters, dat ons hierdie beloftes van die Here sal vashou, en dat ons sal staan op dit, dat ons deur hierdie jaar as oorwinnaar sal gaan, want ons vertroue is in die Here, die Almagtige. U ken elke omstandigheid vanmôre, u ken elkeen se lewe vanmôre, in die naam van Jesus, Here, dat daar 'n verandering kom, dat daar 'n skuif kom in die atmosfeer, en dat God se heerlikheid kan deurbreek. Here, my groot gebed vanmôre, stort u Gees op u kinders uit, Here. O, dat die vuurvlamme van die Gees weer vanmôre sal kom en deur ons sal waai, dat ons weer vol van die krag van die Gees kan wees, want Here, die uitdaging is groot, die berge is hoog, en die Goliat is reuse, maar ons het 'n God wat alles kan doen. Seën ons, o Here. Dit is my gebed in Jesus naam. When the weight of life begins to fall, on the name of Jesus I will call. For I know my God is in control, and His purpose is unshakable.